Heartbeat FM en hy's ingeskakel by Hizard. Dis elke Vrydag tussen 9 en 10 en dan ook Woensdae tussen 9 en 10. En vandag het ons 'n baie spesiale gas in die ateljee wat ek na 'n geruime tyd hierso wou kry. Johannes, welkom by Heartbeat FM. Ek sê vir jou baie dankie vir die geleentheid. Nou ja, Johannes, ons gaan 'n bietjie gesels oor jou lewe en ek weet jy's 'n skrywer en jy's in die bediening en al daai tipe van dinge, maar ons gaan begin by die begin. Ek wil met jou 'n bietjie gesels oor jou kinderjare, jy weet waar jy groot geraak het en hoe jou kinderjare was. Ons het hierdie gedeelte wat ons doen, jou storie vir sy glorie, en dis ons gebed dat hierdie storie van jou vandag vir ons luisteraars en ons kykers regtig 'n seën sal wees. So kom ons begin by jou storie. Ek dink my storie is moeilik en hard vir meeste mense, want baie mense wonder, nou hoe kan dit gebeur met 'n kind? Maar as dit nie gebeur het, sou ek nie verstaan het hoe om ander te kan help nie. So my storie het basies begin heel in die begin waar my pa baie aggressieprobleme gehad het, en hy het my ma baie keer aangerand en meeste van die tyd aangerand. Sure. En so sy kon dit nie meer vat nie, en op 2 jaar oud het sy besluit sy gaan nou maar gaan. En ja, op 3 jaar oud het ek wit spirits gedrink. Ek was dors, die huishulp was daarso en my linkerkant se long is erg beskadig. So ek dink die vyand het glad nie van my gehou nie. Hy het regtig nie van my gehou nie, want hy wil my altyd net uitgehaal het. Voorgeboorte, aborsie, 2 aborsie oorleef. Ek is premature gebore, maar ek is gebore. En ja, op 3 jaar oud het hy my weer probeer uithaal, waar my hart 3 keer gaan staan het. So, en ja, soos ek sê, die vyand het regtig nie van my gehou. En hy het my pa gebruik om dit so te laat gebeur. Sure. Op die ouderdom van 4 jaar oud af het my aanranding beginne. Elke dag het my pa gekom en hy het van die werk af gekom, en as hy 'n slegte dag by die werk gehad het, dan het hy my aangerand. Ek was sy punching bag. Hy het gesê hy maak 'n man uit my uit. Sure. Nou, dit het nie gehelp nie, want ek hou nie van geweld nie. Nou nog sal ek nie hou van geweld nie. Maar ek dink as mens groot word in so omstandighede, dan gaan jy geweld toepas. En 4 jaar oud, huisvriende van my pa het gebraai een aand, klein dorpie in die Vrystaat, Virginia, naby Welkom, het huisvriende daartoe gekom, hulle het gebraai, en die man was dronk, nie my pa nie, sy vriend, sy werksvriend, en dit was die eerste keer wat ek verkragt was deur 'n man. So, dit was vir my sleg. Ek probeer met my pa praat daaroor, maar hy het my nie geglo nie. So, dit was moeilik. Ek het net eventually begin stil bly en niks meer sê nie. Toe dit net begin erger raak, die abuse begin erger raak, en die SA abuse het begin erger raak, en ek dink nogals op die ouderdom van 6 jaar oud het ek die ergste pak sla van my lewe gekry. Nie met 'n beld nie, maar my hele lyf, ek het bene gehad wat gekraak was. Ek het van skool af gekom, kom ek begin daar. Ek het van skool af gekom, nou ek hou van stap. My vrou weet, as ek die geleentheid kan kry, al is dit nou met 'n kruk, stap ek. Ek het van skool af gekom, en nou, is omtrent 7 kilos om te stap, maar ek het dit geloof. Dit was iets wat ek baie geniet, ek was baie sportaktief. En ons het in 'n mynhuis gebly. Ek het in die agterdeur, agter by die kombuis ingekom, en daar was 'n vreemde dame wat daar gesit het, of daar gestaan het. My pa het gesit en hy was besig om skirtings te doen. Nou, my pa het gesê, ons moenie vreemdelinge groet nie. Nou, sy was 'n vreemdeling, ek ken haar nie. Ek het verbygestap, ek het my pa gegroet, maar nie sy vriendin gegroet nie. En die volgende oomblik, toe ek my voet op die houtvloer sit, toe voel ek 'n 5 pond hamer, of 'n hamer in die geval, my linkerkant se skouer, my regterkant se skouer. Ja, linkerkant se skouer. Slatte my in die linkerkant se skouer, en ek val toe grond toe, en die hamer lê toe langs my, dit was 'n 5 pond hamer. Nou, as jy nog nooit 'n reus gehoor het nie, gaan ek nou eerlik sê, ek het my pa gehoor as 'n reus, en ek het sy voetstappe gesien. Gehoor. Dit was 'n vibrasie wat ek nie sal vergeet nie. En sy woorde was, as jy nie maniere het, dan leer ek jou soos 'n hond. En hy skop my in die ribs. So hy het 'n paar gebreek, hy het 'n paar gekraak. Hy het my borsbeen seer gemaak.
En eventually toe tel hy my op. En dit is graphic, so ek vra om verskoning vir die luisteraars wat nou hierna luister, maar dis wat gebeur. Dit is dis raw honesty hierdie. En ek was letterlik opgetel in my keel en ek was geslat met die vuis in my lyf. Ek was grond toe gegooi, ek was geskop deur my pa. En hy het letterlik gesê, kom ek loop liewerste weg. Anders maak ek hierdie gemors dood. Nou dit was my pa se woorde. Sure. En onthou, vir 'n 6-jarige kind, dit gelyk as 'n trein my getrap het en 'n trok oor my gery het en 'n kar my nog gestamp het. So erg het my liggaam gelyk. Dele van my liggaam was gebreek. Dele van my liggaam was gekraak. Ek was die enigste plek wat jy kon gesien het, ek het 'n kleur gehad of 'n wit kleur gehad was my gesig. Dis die enigste plek. Sure. Maar die res van my lyf was pers, blou en rooi. So dit was waartoe ek gaan en swart. So toe hy uitgestap en die vrou wat daar in die huis was, het haar geleentheid gevat en my betas. Sy was die eerste vrou in 2 jaar wat my betas het. En toe sy klaar was, want ek kan niks doen nie, ek kan nie beweeg nie, ek kan nie loop nie, niks nie. En toe sy klaar is, toe sê sy gaan na jou kamer toe. Ek sal die skoonmaak. Maar in 'n sens van sy like my glad nie. Sure. En ek het gekruip. Ek het letterlik gekruip na my kamer toe. Ek het nie in die bed geklim nie. Ek was nog om 6 in my skoolklere. En my pa het by die huis gekom. Hy werk nagskof of hy het nagskof gewerk. En hy het gesê, as ek by die huis kom, moet jy nie wees nie. Nou uit vrees uit. Vrees was my beste wapen wat ek kon gebruik het om weg te kom van iemand af. Ja. En ek het vrees gebruik om skool toe te gaan daai volgende oggend. Nou ek het 3 uur opgestaan en ek het 4 uur begin stap. Nou vir 'n kind om so seer te hê om te stap, dan moet ontsettelik baie vrees in sy lewe wees. Nou ek het daai vrees gevoel. Ek het letterlik my Goliat gesien en dit was my pa. En ek het skool toe geloop. Toe ons by die skool is, of ek by die skool was, het ek my vriende probeer vermy. Nou my hande het gelyk soos tennisballe. So ek kon nie vat nie, ek kon niks doen nie. My elmboog het seer gekry, my bene het seer gekry. So elke liewe deel, elke beweging wat ek gegee het was vir my pynlik. So sit ek in die klas, maar ek sit gewoonlik in die middel of heel voor. Die keer het ek heel agter gaan sit. En my juffrou kom, dis kom ek lief is vir juffrou en sy menere. Ek het baie respek vir hulle, ontsettelik baie respek vir hulle, want hulle is die first line of defense vir enige kind, even 'n student. Nou, my juffrou het 'n gewoonte gehad om aan ons skouers te raak as kinders, en sy het altyd aan my regterkant geraak, maar hierdie keer het sy aan my linkerkant kom raak, en toe sy aan hom raak, toe skree ek van pyn. Sure. Nou, sy het my hande gesien, sy het die pers swart merk gesien van my ruggraat op na my kop toe. Sy het dit gesien en sy het geweet daar's fout. Sy het vir my, al wat sy vir my gesê het, onthou, elke beweeg wat ek doen was seer, want elke been wat gekraak is, voel ek. Elke been wat gebreek is, voel ek. Nou daar's mense wat loop met gebreekte bene en vir 'n 6-jarige ek het dit gedoen. En net om weg te kom van die monster af wat ek gesien het. En die juffrou het vir my gevra, kan ek asseblief saam met haar net na die hoof se kantoor toe gaan. Ek het nie gedink nie. Ek het nie gefokus op wat sy sê nie. Ek het net gesê ja. Dis al wat ek gesê het. En sy het my sohn toe gevat. Ek het by die skoolhoof gekom en hy het dit gesien. Hy het dadelik die polisie gebel en haar verloofde op daai tyd was deel van die polisie en hy het ook daar aangekom. So dit was 2 konstabels wat aangekom het en hulle het my gevra, sal ek asseblief saam met hulle polisiestasie toe gaan? En ek het gesê ja. Hulle het my daarmee in die agterkant van die van gesit, so ek is baie dankbaar daarvoor. Ek dink nog nie ek het die agterkant van die van ooit in my lewe gesien nie, behalwe 1 keer, toe ek stout was. En ja, dit is ook 'n interessante storie daar. Maar toe hulle, toe moes hulle dokters gekry het. Hulle het 2 dokters daar gehad. Hulle het 'n fotograaf, 3 fotograwe daar gehad om foto's te neem van my liggaam. Hulle het vir my gevra, is dit reg? Kan hulle? So ek het in my PT broek gestaan en hulle het foto's geneem. Ek het nie my hemp aan gehad nie. Nou my juffrou, huil nie, gou nie. Die dokter wat daar was, het al baie sake gesien. Maar toe hy myne sien, toe sê hy dis die ergste wat hy nog gesien het. Want dit gaan my 6 maande vat om te recover.
Dan moet ek in die hospitaal wees. Dan moet ek by mense wees wat die hele tyd na my kan kyk. En op daai stadium daar was daar niemand nie. Toe het hulle my juffrou actually ingespring, sy en haar verloofde, en hulle het gevra kan hulle gaan trou en kan Johannes asseblief by ons kom bly. En so ek het by hulle gaan bly. So ek het vir 6 maande by hulle gebly. So op die ouderdom van 7 jaar oud het ek teen my pa getuig. Na ek gesond is, moes ek teen my pa getuig. Nou, ek het nie in 'n kamertjie gesit toe ek teen hom moes getuig. Ek moes hom geface het. Ek moes na hom kyk, vir hom en sy vrou wat nou sy vrou is. Sy vriendin, maar nou sy vrou. So ek moes letterlik vir hulle gekyk het. Nou vir 'n 7-jarige kind, dis traumaties. Dis erg trauma daai. En ek het getuig teen my eie pa. Ek het 13 keer getuig teen my eie pa. En hy het vonnis gekry. Hy was tronk toe vir 'n paar jaar. Ek weet nie presies hoeveel jaar nie, en sy vrou ook. En so maar hy het nie, ek dink hy het 3 jaar gesit. En sy vrou het ook omtrent so 3 jaar gesit. Dis hulle uit. Dit wat ek gehoor het. Ek is weggevat van hom af. Die hof het gesê omdat my lewe in gevaar is, en hy het letterlik in die hof gesê, as ek jou kry, maak ek jou vrek. Nou vir 'n pa om dit te sê vir sy kind, nee, daar moet regtig fout wees met 'n pa wat dit doen. En daar is hulp vir pa's as hulle voel hulle wil dit baie keer doen. So ek het daar by my juffrou maar ek het nie skool toe gaan, want ek mag nie meer in skool wees nie. So die hof het gesê ek is in gevaar, so ek mag nie meer in 'n skool wees. So ek het poststudie gedoen. Ek het homeschooling al daai tyd begin doen. So en dit was vir my lekker. My juffrou het die werk na my toe gebring, ek het dit gedoen. Maar toe ek 7 jaar oud was, nadat ek my pa getuig het die hof besluit ek moet na pleegsorg toe gaan. Nou onthou, ek breek nie pleegsorg af. Jy kry goeies en jy kry slegtes. Letterlik. Dis black and white. Daar's nie ander kleure by nie. En ek het by familie ingekom, 'n man, vrou en 2 kinders. En ek het gedog, wow, dis 'n familie, want hulle het goeie reputasie. En daar's nog niks slegte reports van hulle of enigiets nie. Toe, dit was omtrent so 2 weke. Toe het ek 'n goeie ek het lekker gespeel in die huis. Kyk, die huis was warm, so ons het kortbroek en kortdemp ek en die ouetjie aangegaan, en eventually toe speel ek nou alleenig, want ek verstaan nou nie hoekom speel ek nou alleenig, maar dit pla my nie. En ek hoor my naam. Johannes, kom asseblief sitkamer toe. En ek gaan toe sitkamer toe. Nou, as iemand my met 'n aggressiewe toon roep, voel ek nog steeds, okay, maar wat het ek verkeerd gedoen? So daai memory sit nog steeds daar. En so kom ek daar by die sitkamer aan en hulle al 4 sit daar. Die kinders sit op die vloer, die man en die vrou sit op die bank, en die man sê vir my, 'n dier mag nie in ons huis nie. Nou ek weet hulle het 'n hond, hulle het 'n German Shepherd wat buitekant is, maar sy kom nie in die huis nie, sy mag nie. En hy kom gryp my, hy staan op en hy gryp my in die keel en hy tel my op. En hy vat my buite toe. En hy maak my vas aan 'n ketting. Nou vir 'n 6-jarige om vasgemaak word aan 'n ketting, voel hy soos 'n hond. Hy verstaan nie hoekom nie. Hy weet nie hoekom nie. En ek het geleef letterlik soos 'n hond vir 3 jaar. Vir 3 maande. Letterlik. Ek het 'n hondebak gehad waar ek water gedrink het en uit geëet het. Ek was vasgemaak en ek het saam met die German Shepherd in haar kennel geslaap. Nou as dit nie vir haar was, sou ek verkleim het. En sy het my warm gehou. So ek moet sê ek is baie lief vir German Shepherds, want veral met die lang haar enetjie, want hulle hou jou warm. So en na 'n tyd van so 3 maande toe die welsynwerker weer 'n routine call kom doen om net te kom kyk as alles oukei is by my, want sy het so baie mense. Toe bel sy die huis, toe sê sy's op pad en die vrou het my toe kom losmaak en my kollar gegryp. Nou dink gou vir jouself, jy's vasgemaak aan 'n ketting vir 3 maande. Jy bad nie. Jy moet daar in die badkamer gaan. Dit is jou badkamer. Jy gaan nie soos 'n normale mens nie. En dan is jy vuil. Jy is horribaalik vuil. En ek praat van vuiler as vuil. En vir 'n 7-jarige. En ek is letterlik ek het toe sy het my kom losmaak en my aan die kraag gegryp en vir my gesê ek moet gaan bad. Nou ek het 5 keer gebad voordat daai water actually skoon is. Nou praat ek van werklik skoon is. Toe eventually toe daai water nou eintlik skoon is, toe kom sy in en ek lê kaal in die bad want ek's besig om te was, ek wil skoon kom want ek
het gehoor die welsynswerkers is op pad. Maar ek was ook baie vreesagtig vir die mense, want ek weet nie wat gaan hulle aan my doen nie. En so moet ek praat, moet ek nie praat nie, so ek het nie gepraat nie. En sy het vir my, ek noem dit 'n joker smile gegee. Nou ek weet nie om dit te verduidelik. Dit is die akligste, sinnigste glimlag wat ek nog ooit in my lewe gekry het van enigiemand af. En sy kom na my toe en sy druk my kop onder water om my te verdrink en sy betas my. Sure. Ek's dankbaar dat sy my nie doodgemaak het op daai oomblikie, maar toe ek my asem terug, toe ek eventually my kop bo die water kon kry, toe sê sy vir my, jy vertel vir niemand nie. Want as jy vertel, ek weet waartoe gaan jy. Nou vir my was dit vreesagtig, so ek het niks gesê. Nou, as enigiemand al deur koperdraadjies geslaan is, nou ons seuns nou en dan daarvan om net 'n bietjie te toets. Nou ek was deur koperdraadjies geslaan. Die kinders het my heeltemal met draadjies geslaan. En toe die welsynswerker aankom, toe sien sy nuwe merke, blou merke en rooi lynmerkies. En toe bel sy die hof dadelik en hulle het gesê verwyder my. So ek moes binne 'n dag toe hulle my weer verwyder. Sure. En toe het hulle 'n saak gemaak teen die mense. So die mense het hulle lisensie verloor, hulle was gevonnis en hulle kinders is weggevat. So hulle het so 'n bietjie repercussions gekry wat na hulle toe gekom het. Want daar het nog kinders opgestaan en gesê maar dit het ook met hulle gebeur. So dit is nie iets wat lekker is om dat met mense gebeur nie, maar soos ek sê, die besluite wat ons maak het consequences as jy slegte besluite maak. So ek sê vir die mense altyd, ek het die goed en die sleg van mense al gesien. Ek was in 23 verskillende plekke om my veilig te hou, 24 verskillende skole om my want ek het die hele tyd rondgedoen. So ek was gelukkig, ek het die hele Suid-Afrika gesien. So ek is bevoorreg, maar kan niks alles onthou nie. So ek gaan dit nou weer begin doen. Ja. En maar toe was ek in die kinderhuis, Redensburg kinderhuis wat baie goed was vir my en ek het baie geleer daaruit, maar uit my seerheid wil ek niks geweet het nie. Op die ouderdom van 10 jaar oud wil ek selfmoord gepleeg het. Ek wil letterlik my eie lewe geneem het, Sure. want ek het gevoel ek is 'n las vir mens. Ek is 'n las vir almal. Niemand het my lief nie. My ma is nie betrokke in my lewe nie, my pa is nie betrokke in my lewe, hy moet my doodmaak. So vir wat moet ek leef? En ek klim toe op 'n watertoring en ek staan daarso. En al wat ek gedoen het, ek het my oë toegemaak en ek het geval. Wel, dit het nie gewerk nie. Die enigste iets wat seer gekry is my trots en my spiere en my hande. Dis al wat seer gekry het. En nou, ek vra gewoonlik vir die mense, nou as jy geval het, staan jy mos vinnig op en skiet af en kyk jy wie het jou gesien. Nou ek het dit gedoen. Toe ek sien dit werk nie. Toe het ek begin rook op die ouderdom van 10 jaar oud. Op die ouderdom van 12 jaar oud het ek begin dagga gebruik. Ouderdom van 16 jaar oud het ek bietjie meer sterker begin gebruik. Nou baie mense sal sê, maar hoe kry 'n kinderhuiskind dit? Hulle het maniere. Ons het maniere gehad om dit te doen. Nou ek het die Redensburg het vir my probeer 'n goeie lewe gee. Maar dit is moeilik om vir 65 kinders almal aandag te gee. So is baie moeilik. En ek het liefde nodig gehad. Ek het regtig liefde nodig gehad, maar ek was baie bang vir vrouens en mense wat op my skree. So ek was baie bang vir hulle. En op die ouderdom van 18 was ek 'n alkoholist, letterlik. Ek het gedrink. Nou baie mense sê nou maar hoekom? Dan sê ek vir hulle wel, dis omdat ek seer gekry het, dis omdat ek probeer wegbeweeg van my seer. Ek probeer vergeet. Nou wel, jy gaan nie vergeet nie want môre is dit weer daar. Maar dan het jy consequences met 'n hoofpyn. Of jy voel siek of iets anders het met jou gebeur of jy's in die hospitaal. Nou dit was vir my baie moeilik om mense te aanvaar. My ma se verhouding was nooit dieselfde nie. Sy het my weer opgespoor toe ek 18 was. Of sy het geweet waar ek was, maar sy het nie moeite gemaak nie. Maar ek kan sê ons verhouding het op 'n baie goeie einde, 'n goeie einde gekom in 2015. So ek moet sê ek bly nog steeds lief vir haar en ek bemoedig nog steeds mense om hulle ma's en pa's lief te hê. En so ek het nie 'n verhouding met haar gehad. Ek kon nie, ek het nie geweet hoe nie. Ek het 'n halfbroer en 'n halfsuster gehad, maar ek kon nie 'n verhouding met haar. Ek het probeer, maar dit was vir my baie moeilik.
So ek het nie mense toegelaat naby my nie. So my lewe was moeilik en soos ek sê, ek was nie 'n Christen nie. Ek het nie Christus aangeneem as my verlosser nie, glad nie. Ek was meer atheist en ander gelowe, maar nie 'n Christen nie. Ek dink toe ek besef het want my pa het my manipuleer met Bybel. Hy het letterlik vir my gesê, eer jou vader en jou moeder, wat hier in hierdie huis gebeur, bly net hierso. Nou, dit was manipulasie, so ek het begin glo. En ja, en hy het my baie gemanipuleer daarneer. Dis toe ek besef het, maar hey, Christene manipuleer mense. So hoekom moet ek nou een word? Sure. En ek dink dit is waar ek nou het ek 'n liefde vir Christus baie. My fondasie is op, maar daai tyd het ek Christendom gehad. Ek het my Bybels gebruik vir vuur maak. En letterlik, ek het letterlik 'n hele Bybel opgebrand. Baie mense sal sê, jy repent. Ek het. So die wat luister en die wat kyk, ek het repent. Ek moes repent het. Maar ja, dit is basies my kinderdae van voordat ek 20 jaar oud was en wegbeweeg het van my ouers af. Dis rof. Ek bedoel, as ek so sit en luister, dan, jy weet, wat jy vertel is trauma op trauma op trauma. En dis asof dit oral waar jy gegaan het, jou half gevolg het. En ek kan verstaan dat jy hierdie verwronge beeld van Christendom gekry het, want soos jy sê, jou pa het gesê, eer jou vader en jou moeder, en dis die aggressor, dis die persoon wat jou seer maak, wat die Bybel gebruik tot sy eie voordeel. Ja. So waar het jy toe nou begin Jesus Christus ontdek? Wel, in 2021, ek sien in 2008, ek was op straat, ek het letterlik op straat gebly vir omtrent vir 6 maande, en 'n familie het my ingetrek. Hulle het vir my gevra, kan ek by hulle kom bly? Nou, ek lyk mooi sonder 'n baard, maar daai tyd het ek 'n lang baard gehad. Ek was nie 'n baie skoon mens nie. Ek bly op straat, so jy moet maar doen, maar my rede vir bly op straat was oor my drug abuse. So dis hoekom ek op straat beland het. En hulle het my ingetrek in hulle huis en om by hulle te bly. Maar ek kon nie inpas nie. Ek kon glad nie inpas nie. Dit was vir my baie moeilik, want niks met hulle nie. Ek was die probleem. Ek het die seer gehad. Ek het die wanvertroue gehad om mense te vertrou. Ekskuus tog. Soos ek jou reg verstaan het, jy nou deur hierdie proses gegaan, opgeëindig in die kinderhuis, en na die kinderhuis, wat het toe gebeur? Na die kinderhuis het my ma my gevind. Okay. Dit was in 2002 omtrent. Toe het my ma my opgespoor en ek het by hulle gaan bly. Maar soos ek sê, ek het nie 'n verhouding gehad nie. Nie met haar man nie met haar kinders nie, en ook nie met haar. En toe is jy nou klaar met skool al? Toe is ek klaar met skool. Okay. Ja, ek was 17 jaar oud toe ek klaar is met skool, toe ek my matriek gedoen het. So ek is baie bevoorreg. Maar toe is jy op dwelms? Nog steeds. Okay. Ja, nee, ek het nog steeds my drug abuse gehad, ek het nog steeds gesnyf, ek het nog steeds my dagga gaan rook. So en hulle het nie geweet daarvan nie. So hulle het glad nie geweet van my addiction nie. En jy kan addiction net so ver wegsteek. En toe het my ma begin agterkom maar daar's iets fout en sy het vir my gevra wat is die probleem. Nee, in so 'n manier nie, maar net in 'n baie mooier manier. Ja. Ja, ek het vir haar sê jy sal nooit verstaan nie, want jy sien die seer wat ek is nie. Min weet ek my ma was 'n kinderhuiskind. My ma was aangeneem. Sure. So en dit is wat sy my vertel in 2015. So en vir my gaan dit daaroor dat ek het niks liefde vir my ma gehad nie. Ek het haar gehaat. Ek het letterlik my ma gehaat. En ek het dit vir haar gesê. Het jou ma jou pa verlaat? Ja, toe ek 2 jaar oud was, toe want sy kon nie die mishandeling mee hanteer. Ja, natuurlijk, ja. En vir my was dit vertel, sy het verlaat omdat dit my skuld is. So my oudste broer se skuld is. So vir my gaan dit daaroor. Maar sy het julle gelos? Sy het ons gelos. Sy het nie 'n huis gehad nie. Sy het nie 'n plek gehad nie. So my pa was die enigste met 'n inkomste. My ma het nie inkomste gehad nie. En ja, so sy was ook eintlik maar 'n victim. Jy weet, ek bedoel om weg te kom van daai, want ek bedoel sy jou so geslaan het haar so geslaan, en ek bedoel sy kom klaar die kinderhuis uit. So obviously kom sy met haar eie trauma op trauma, jy weet. Ja. So. Maar nou ja, kom ons praat so 'n bietjie. Jy praat van dwelms en jy sê jou ma sal nie verstaan nie. Wat bedoel jy daarmee? Ek bedoel, verduidelik vir my, hoekom gebruik mense dwelms? Ek dink baie mense dink mense verstaan nie daar buite nie. Nou die maklikste is jy verstaan nie my pyn nie. Dis kom ek dit gebruik. Ja.
Nou dis 'n dom storie. Ek's jammer, maar ek sê dit want ek het dit gedoen, ek was 16 jaar toe ek begin gebruik het. In 2021 het ek dit letterlik gelos, maar ek gaan by daai storie kom. Dis 'n baie interessante storie. En so ek het vir my ma gesê jy verstaan nie waardeur ek gaan nie, waardeur ek emosioneel gaan nie. So ek het iets nodig om my te kalmeer. Nou, dis nie 'n kalmeer ding nie. Dis 'n hoek. Dis 'n ding wat jou vashou. Dis 'n net. En as jy nie losbreek nie of jy keuse maak om te sê maar ek wil loskom, gaan jy loskom nie. En my ma het actually vir my gesê sy laat nie toe dat hierdie goed in haar huis kom nie. Sy sê ek sê gepla oor jou nie, ek sê gepla oor jou man nie, ek sê gepla oor jou kinders nie. So ek het wil gebruik ek dit. Ek gebruik dit nie in julle huis nie. Ek bly net hier. So ek was baie arrogant teenoor my ma. En sy wou my gehelp het. Kom ons wees eerlik. Sy wou my gehelp, sy wou my bystaan. Maar ek het net vir haar gesê nee. Ek soek nie jou hulp nie, jy's absoluut niks van my nie. En ek het haar geblameer omdat sy my lewe verlaat het, omdat sy nie daar was vir my nie. Ja, natuurlik. Nee, en ek het vir haar reguit gesê, dis hoekom ek drugs gebruik, om van jou te vergeet. En dit was nie daaroor nie. Dit was actually daaroor ek wil van my eie pyn vergeet. Ja, natuurlik. Ek het myself geblameer vir al hierdie pyn. Nou wil ek dit vergeet op 'n manier. Nou hoekom drink 'n mens tot jy dronk is? Want jy wil vergeet van iets. As jy egskeiding gekry het of jy het iemand verloor aan die dood, jy gaan doen iets om te vergeet van die pyn. Nou ek het net daai gedoen om heeltyd te vergeet van die pyn en die duiwel het my letterlik in sy kloue gehad op baie tyd. Sure. So jy was nou op die straat en toe iemand jou ingevat. Nou dis nou nogals 'n groot getuienis want daar's baie mense waarmee ons al deur die jare gewerk het wat op die strate is. Ek is nou tans besig om met mense eintlik te werk wat haweloos is en wat miskien by die nagskuiling moet bly en so aan, wat ook as gevolg van verslawing en verskeie dinge wat met hulle gebeur het, sit hulle nou in 'n situasie wat wat hulle kan bekostig en soms kan hulle dit nie eers bekostig nie, is die nagskuiling. Hulle is heeltemal, hulle het niks nie. Ja. En nou werk 'n mens met hierdie tipe van mense, jy weet wat deur hierdie traumas is, wat deur hierdie situasies is. En dis moeilik. Ja. Want soos jy sê, die groot ding wat ek al agtergekom het van die ander kant van die tafel is dat daar's 'n houdingprobleem soos wat jy gesê het. Daar's 'n houdingprobleem. Jy weet nie waardeur ek is nie, jy verstaan nie. Jy weet en dis amper half asof daar 'n justification is of 'n entitlement is om dit te kan doen wat hulle doen en daai lewe kan leef, maar hulle wil ook nie regtig die gevolge daarvan hê nie. Want dis nie lekker om op die straat te bly nie, koud te slaap nie, in gevaar te wees die heeltyd nie. Hoe het jy dit ervaar en jy sê jy het toe van die strate afgekom? Ja, nee, kyk, ek het onder 'n brug gaan slaap. Nou, as jy onder iemand se brug gaan slaap en is daai persoon se brug, hulle gooi jou met 'n bottel of hulle sal jou met 'n bottel steek of hulle sal jou met 'n mes steek. Ja, daar's 'n orde daar ook, Daar's 'n groot orde daar, so hoor. En as jy iemand se boks gevat het, dan sien jy moeilikheid. En deur staan die karwagte beklei ook onder mekaar. Wie staan waar? En ek was 'n karwag ook net om my addiction te feed. So ja, ek het al daai goed ek het op straat gebly terwyl ek dit gedoen het. Sure. Maar toe hulle vir my gesê het, maar wil ek nie by hulle kom bly nie, die familie. En ek het net gesê, ja, dit sal lekker wees. Maar hulle het vir my gesê, onthou, daar's reëls. Nou ek hou nie van reëls. Ek het nie daai tyd glad nie van reëls nie. So enige drug addict hou nie van 'n reël nie. So moenie vir hom reëls bring nie want hy weet beter. Of sy weet beter. Ek verstaan hoekom, want jy probeer weghardloop, jy probeer wys te wees waar jy nie wys is nie. Jy het nie kennis daarvan nie, want jy het gedoen wat jy wil altyd. Nou, toe het ek by hulle gaan bly. Ek het mooi geskeer, my hare was gesny, hulle het my gehelp. Ek het weer mooi gelyk. Jy weet, ek het weer skoon gelyk. En toe sê die oom, onthou net môreoggend 7:00 is Bybelstudie. Nou, ek sê 'n Bybelsmens nie. Ek besit nie 'n Bybel nie. Ek besit as ek 'n Bybel kry, maak ek my zolletjies met hom. Ja. En hy gee vir my 'n Bybel en hy sê vir my jy skeer niks daar uit nie. Jy gaan nou notas maak. Nou ek hou van skryf, maar ek hou van nonsens skryf. So kom ek sê dit so, ek hou van ander goedjies skryf as wat ek moet Bybelgoedjies moet skryf. En hy verduidelik my hoekom hy dit doen. Hy sê Johannes, jy het 'n probleem. Jy kan nie 'n keuse maak nie, 'n positiewe keuse maak. Jy maak net negatiewe keuses. En dis waar. Enigiemand wat anger issues het, wat drug abuse het, enige substance abuse het, maak net verkeerde besluite. Hy maak nie rasionele
positiewe besluite. En dis waar. My keuses was nie positief nie. My keuses was om mense seer te maak en ook myself seer te maak en myself te beskadig. Maar ek het dit maar gedoen. Jy weet, free lodging, lekker eetkos in die aand, lekker koffie deur die dag, so ek lewe verniet. En dit was nogals in Bloemfontein. En hy sê vir my, Johannes, ek dink dit was na 'n jaar. Toe sê hy vir my, hy dink is nou tyd dat ek moet gaan. En ek het vir hom, nou, as jy vir enigiemand sê, want onthou ek het nie my habits gekik nie. Ek het aangehou daarmee. Daar was 'n huis wat substance verkoop, nie ver van, net daar op die hoek, so 3 huise van ons af. Sure. So dit was maklik om net te gaan kry, bietjie te gebruik en terug te kom. En toe sê hy vir my, Johannes, daar's baie skade in my huis. Jy steel, ek hou nie daarvan nie. Ek het nou nie groot goed gevat nie. Ek het soos 'n R5 gesteel. En dit was nou iemand anders se R5, maar steel is steel, né? En ek het dit gedoen. En hy het vir my gesê, nee, jy moet die huis verlaat asseblief. En ek het hom gevloek. Ek het hom gekurs, basies, maar dit het absoluut niks gedoen aan hom nie, want hy is in Christus. En toe val ek in sataniste in daai hele omstandighede, toe val ek daarin. Hulle het my baie soos my oude familie laat voel in Bloemfontein. Ek het begin betrokke raak met sekere dinge wat nie altyd sal noem nie, maar my werk was, of my missie was om in kerke in te stap en mense te mislei. Sure. En uit kerke uit te kry. En ek het dit reg gekry. Ek het geweet om die woorde te gebruik, ek het geweet om met mense te praat. Nou, dit is alles om erkenning te kry by verkeerde plekke. Nou, en en ek was nog steeds in my drug abuse. Ek was nog steeds daarin. Hulle het gesê dis okay, dit maak jou liggaam seer nie, want jy sal okay wees, maar actually dit maak baie groot skade aan jou liggaam. En so dit was basies my missie om skade te bring aan die liggaam van Christus. Want ek het altyd gesê, Christene is phonies. Hulle lieg vir hulle self en hulle lieg vir die mense. En ek het dit werklik reg gekry om mense daar uit te kry. Sure. So jy het vir die sataniste eintlik gewerk. Ja, ek was een van die agente. Okay. Basies soos huisverkope. Ek het mense se lewens verniet. Ek Sure. het hulle baie sleg laat voel. En daar was gevalle wat kinders, jong mense, studente, ou mense selfmoord gepleeg het. Sure. Oor die woorde wat ek gespreek het. Sure. Ja. Jy het self ook 'n hele paar selfmoord Ja. pogings gehad. Ja, ek dink iemand wat nogals op OFM vir my gesê, hy stuur daarso op, ek lag nou nog daaroor. Ek het 'n screenshot geneem en dit hou ek altyd net om 'n bietjie myself op te cheer. Hy sê vir my, Johannes, ek is nie lelik nie, maar jy sien jy's nie goed daar nie. So moet nou nie weet nie, kry vir iets anderste. So ek gebruik dit nou maar as 'n grap en 'n motivation vir my, want dit is nie moeite werd nie. Ja, ek het probeer 36 keer. Sure. 10 jaar oud was die eerste keer. Sure. Ek dink ek kan eerlik sê ek het uit 'n kar uitgespring, van brûe af gespring. Ek het lig in my are ingespuit, gif in my are ingespuit. Hang, dan breek die tak, dan sit nou 'n lekker dik stuk stomp daai, dan breek hy. Of ek is in 'n Wendy huis en baie mense vra vir my nou hoe dit gebeur. Ek was een keer in 'n Wendy huis en ek het net genoeg gehad. En ek het die gal gemaak en ek het my gehang. Ek kon my lewe voel uit my uitgekom. En daai hele Wendy huis het omgetiep. Ek kan nie verduidelik hoe nie, maar hy het letterlik van so tot op sy dak gaan diep. Sure. En ek het geskrik. En daar was so 'n klein chapeltjie daar naby en ek het 'n ding gesien. En ek kan nie beskryf nie. Ek kan regtig nie beskryf wat dit was nie, maar dit was donker. Jy kan die evil voel van hom. Hy wil my gehad het. En ek het gehardloop na die chapel toe en ek het gesê, Christus, as jy werklik hier is, nee, as jy werklik is, dat hierdie ding nie inkom nie. Wys jou aan my. En hy het 'n wit lig om die hele chapel gesit en die ding was weg, maar nog steeds nie het ek geglo in hom nie. Sure. Ek het hom net gesoek in daai omstandighede wat ek in was. En toe gaan ek huis toe, toe ek moeg. Toe het ek net genoeg gehad. Toe ek weer are in die lig in die are, maar al wat ek gekry het was 'n kopseer. As ek gif in my are ingespuit het, net 'n kopseer. Dis al wat ek gekry het, maar dan word ek die volgende oggend wakker. Elke keer. En toe besluit ek, weet jy wat, dit werk nou nie. En
2021. 15 Julie was my laaste een wat ek gedoen het. Die 36ste een wat ek gedoen het. Ek het 'n handvol pille gebruik. Nou, ek het vir 'n krap vir 'n baie oneerlike baas gewerk. Ja. In Bloemfontein, baie oneerlike man. En ek was in 'n ongeluk. Ek het 'n werk gekry die 1 Februarie. Ek het gegaan vir die onderhoud, ek het werk gekry 2 Februarie toe begin ek my werk. Toe is ek in 'n kar ongeluk. Nou so dis sommer so vinnig werk en dan vakansietyd vir my. Maar dit was nie regtig nie. So ek moet my heup gebreek. Ek het my rug baie ernstig seer gemaak. En toe het sy probleme begin met my. Toe het hy vir my gesê ek mag nie meer ek het net 'n week by die huis gebly, maar ek moes bietjie langer by die huis gebly het om te recover. Toe sê hy betaal nie vir mense wat net die hele tyd by die huis bly nie en so die storie begin. En hy het my gesê ek moet by die werk wees. Nou dink 'n bietjie, 'n man met 'n gebreekte rug en 'n gebreekte been moet 7 kg stap na sy werk toe met krikke. En hy het ontsetlike baie pyn. En ek dink ek kon nie meer dit gevat het nie. En toe het ek begin goeders verloor. Ek het begin in my voertuig verloor, ek het begin in my woonstel verloor, ek het begin alweer al my goede verloor, waarvoor ek so hard gewerk het. En toe kry ek 'n WhatsApp van sy vrou af. Johannes, ons fire jou, ons het jou nie meer nodig hierson nie. Jy's 'n liability vir ons. Nou, dit het my gebreek want hulle is nie UIF geregistreer nie, okay, workman compensation. Ek het dit eers na die tyd uitgevind. En toe is dit net op my depressie. Nou praat ek van depressie op depressie op depressie. Sure. Al daai goeters net begin opborrel. Toe vat ek 'n handvol pille, vat ek 'n sluk vodka en al wat ek kan onthou is ek sien hoe hulle CPR doen op my. Hulle het my probeer weer lewendig kry. Nou blykbaar het my hart gaan stop. My hart het gaan staan. Ek was dood vir 5 minute. Nou dis genoeg tyd om te kleer hy's dood. Sure. En nou ek het hierdie getuienis vir Randy K Ministries Heavenly Encounter vertel en dit het my letterlik 4 jaar gevat om dit te vertel want ek het self nie geweet wat ek gesien het nie. Ek het letterlik, ons lees in Egipte of in Exodus van Egipte se donker. Nou ek het dit gesien. Ek het dit letterlik beleef. Nou onthou ek was 'n atheist op daai tyd. Ja. Ek het nie 'n geloof gehad van Christendom nie. Ek was 'n atheist plus ek het sataniswerk gedoen, ek het ander goeders gedoen. En ek het nog drugs gebruik. So al daai goed het ek nog gedoen en ek was nie 'n gelowige nie. En in hierdie donkerte loop ek. En ek sien hekke. Maar dis nie hemelse hekke nie. Ons het nou al getuienis gehoor van Golden Gates of die hekke wat skitter. Nee, die hekke het glad nie geskitter nie. Daar was vrees, depressie, ners van tande. Niks van Christus nie. Daar was niks van hom nie, daar binne nie. En so staan ek voor die hekke en toe sien ek my hele sondige lewe voor my uitspeel. Nou baie mense sal sê maar dit kan nie so wees nie. Net in die Bybel is daar mense wat opgewek is. Nee, dit gebeur nou nog. Daar's 'n doel vir 'n mens se lewe en wanneer Christus jou gaan gryp, gaan hy vir jou aan die ore vat. En ek dink hy het my aan die ore gegryp. So staan ek daar en ek sien my hele sondige lewe voor my uitspeel. Nou alles wat ek aan mense gedoen het, mense wat ek skade aan gedoen het, mense wat dood gegaan het of selfmoord gepleeg het omdat ek hulle woorde gespreek het, minderwaardig laat voel het. Ek het hulle afgebreek. Ek het hulle selfbeeld stikkend gemaak en ek was skuldig. Ek was skuldig aan moordpleeg. In daai opset van in die hemel is ek skuldig vir moordpleeg. En toe sien ek die gatekeeper is op pad na my toe. En toe weet ek, hey Johannes, jy gaan daar wees. En al wat ek kan onthou is roep op my. In my benoude tyd. En ek draai om en ek roep. Ek het 3 keer Jesus Christus geroep. En al wat ek gesien het is sy hande. Ek het die merke gesien en hy het my kom uittrek. Ek was 3 dae in die hospitaal, die 3de dag toe word ek wakker. Toe wonder ek nou, wat het ek actually gesien? Wat is dit wat ek gesien het? Toe moes ek 'n besluit maak, want kyk, jou besluite kan jy either laat lewe of doodgaan. Dit is maar net so. En ek moes besluit het, my besluit is besig om my dood te maak. Ek het letterlik vir myself gesê, Johannes, jy is besig om jouself dood te maak. Jy moet nou hulp kry. En ek het nie normale berading gekry of enigiets. Ek het net vir die mense WhatsApp gestuur en gesê, asseblief kan ek by julle kom bly. Ek het hulp nodig.
Ek's besig om dood te gaan. Ek's besig om letterlik my eie lewe te neem. Ek's besig om myself te verwoes. En hulle het gesê, okay, gee ons asseblief 3 dae kans net om te bid en vas daaroor. Dat ons net by die groep hoor as dit reg is. Na 3 dae toe sê hulle, "Juis, kom." En daai naweek het ek gegaan. Ek het al my goed gevat. Dit wat ek oor het, ek saam met my gevat. Ek het daar gaan bly. Nou dis waar ek my vrou ontmoet en nou dis 'n interessante storie. Sy's 'n wonderlike biddende vrou en dis kom ek lief is vir haar. En sy's my beste vriend. Sy het my gesien daar aankom. Nou ek was stikkender as stikkend. Nou as jy 'n wynglas gaan breek, jy gaan hom nie weer aan mekaar kry. Dis hoe ek gelyk het. Ja. En mens kom my nie aan mekaar sit nie. En ek het met my krikke geloop nou toe en sy was besig om te bid elke oggend vir iets en sy het my gesien. Die stikkende man. En sy het begin gebid vir emosionele, geestelike en fisiese genesing vir my. En ek het nie eers geweet daarvan. Ek het eers na ons troue uitgevind sy het dit gedoen. Maar die wonderlike deel daarvan is in Augustus, 9 Augustus, onthou ek het nog gerook in die proses. 9 Augustus het ek uitgegaan om te gaan rook, maar die oom het gesê asseblief nie op my grond toe want die gronde behoort aan Christus. Kom ons heilig dit. En ek het buite gaan rook en so steek ek die eerste sigaret aan. Nou mense wat rook sal hopelik saam met my stem hierso. Partykeer proe 'n sigaret verskriklik sleg. Nou ek het een gekry wat baie sleg en ek dink okay, is dit dat. Kom ek gooi hom neer, ek trap hom dood en ek steek die tweede een aan. En presies dieselfde. Toe ek daai derde een aansteek, toe hoor ek 'n stem soos ek en jy praat. Wat letterlik vir my sê, ek kan nie 2 gode aanbid nie. Ek kan nie vir Baal en vir God aanbid nie. Nou ek het geskrik. Daar's nie wolke nie, daar's nie donderweer nie, daar's niks, daar's sterre. Maar ek hoor dit. Soos ek en jy met mekaar gepraat. En ek los toe die sigarette en dit was net so, dit was 10:00, 10:15. Toe hardloop ek in, daarso by die oom, want gewoonlik moet mense nou dink dat jy nou reg gehoor, maar dan raak jy bang, jy wil nou nie nog een aansteek, want net ook kry jy pak sla. En ek gaan toe na die oom toe en ek klop aan sy deur. Dis winter. Die arme man lê warm in sy bed en ek gaan en ek klop hom wakker. Ek dink hy het geslaap. En ekskuus tog. So sê hy vir my ja. Ek sê vir hom, oom, ek het nou iemand nodig as getuienis, ek hou nou op rook. En toe ek daai besluit maak, toe al my addiction, elke liewe craving, elke liewe habit het verdwyn. Toe ons daai sigarette brand, toe's al my goeders wat ek gewoonlik sou gebruik het. Gewoonlik kry jy mos sulke styftrekkings, jy kry mos episodes om dit uit. Ek het glad nie dit gekry nie. Niks nie. Dit was letterlik weg. Wow. En dit is net Christus wat dit kan doen. Ja. En dit is toe het ek my vrou ontmoet en ons is in 2022 getroud. Sjoe. Dis 'n merkwaardige storie van restaurasie te hoor wat die Here kan doen in iemand se lewe. Vir iemand wat soveel keer probeer het om sy eie lewe te neem en die Here beskerm jou deur als. Ja. Om vry te kom van verslawing, om vry te kom van die verlede, met al die dinge wat deur hier is, die trauma. Nou vertel my so 'n bietjie van die bediening. Ek weet jy is nou in die bediening maar hoe dit begin? Ek dink dit het in 2022 begin. Ons was by 'n wildgasteplaas. Ons het daar uitgehelp en my vrou het so 'n paar blaaie van my oorspronklike boek gelees wat so omtrent so 500,000 woorde is. So dit is redelik dik en sy het so 10 blaaie gelees en sy het vir my gevra kan ek dit nie net skryf in 'n boek nie, want dit sal baie mense help. Nou, ek was bietjie bang om my storie te gebruik om met mense te praat en in 2023 toe besef ek maar kom ek doen dit. Kom ek So die storie het jy toe neergeskryf gehad op papiere en so wat. Okay. Ja, so ek het letterlik dit op my Google Drive gehad en my hele boek daar gehad. Jou lewensverhaal basies. Die hele lewensverhaal. So en sy het gesê maar skryf 'n boek daaroor, maar moenie 'n 500,000 woorde boek vir mense gee nie want dis Daar's skrywers wat vir my gesê, Johannes, ek het daai vir hulle gestuur. Hierdie is nie 'n boek nie. Hierdie is 'n diary. Dis nie 'n boek nie. Ja. So ek verstaan hoekom hulle dit sê, want dit was letterlik my emosie. Daar was niks moois nie. Daar was niks goeds in nie. Ja. Want ek kan nie die goed alles onthou nie. Of daai tyd kon ek nie. En so dit was net sleg en dit was depressed. Dit was regtig baie depressed. Toe het ons gebid en toe het ons begin werk aan die boek en
ja, en ek dink dis toe my bediening begin het, 2023 Desember het 'n groep ons genooi om bietjie saam met hulle te kuier. En so het ons saam met hulle gekuier en dit was nogals baie lekker. En so het hulle vir my gevra, okay, maar wat is jou storie? En ek het net in my binneste gevoel, maar kom ek deel my getuienis. Ek weet nie hoekom nie, maar ek het net gevoel, kom ek deel my getuienis. Daar's dalk iemand wat net dit moet hoor. En so het ek my getuienis gedeel. En daar was 'n persoon daarso wat actually vir Lig tydskrif geskryf het op daai tyd. En so deel ek alles, maar ek deel letterlik wat Christus die hele tyd doen vir my, wat Christus mense vir my gestuur het om my te help. En so toe kom die ou na my toe en sê vir my, Johannes, kan ek asseblief jou storie skryf? En ek maar hoekom? Kom wil jy my storie skryf? My storie is nie so amazing nie. Hy sê nee, jou storie is, want jy kan hoor waar Christus actually oralste was en jou storie kan almal help, nie net 'n groep nie. En ek stem toe saam en hy stuur vir my klomp vrae en ek antwoord die vrae tot die beste van my vermoë. En 26 Januarie 2024 toe kom die hele eerste artikel uit. En ek wys toe vir my vrou. En ek en my vrou is daar en ek wys toe vir haar, ek so excited daaroor. En die boek is nog nie by my nie. Maar ek praat oor die boek. En so wys ek vir die artikel en ek is excited en ek sê van maar ek ervaar dis wat Vader wil hê ek moet doen. Ek moet die media gebruik om sy glorie te wys. Sy beskerming en sy genade actually te wys. En sy stem toe saam. En ek dink my bediening het actually begin by onderhoude. En van daar af het dit net begin meer uitbrei na praat met mense op straat en het die boek, publish die boek en al daai dinge. So dit het my baie gehelp. Maar baie mense sê ja, maar ek wil ook 'n bediening begin. Dan vra ek vir hulle, wil jy genesing eers kry voordat jy jou bediening kry? Want jy kan nie 'n stikkende persoon kan nie 'n stikkende persoon na Christus toe lei nie. Ja. Dit is nie so nie. Want dit is dieselfde soos 'n blinde persoon wat 'n blinde persoon probeer lei. So jy het iemand nodig wat genesing gekry het. En ek dink dit is waar my bediening begin het, is by die boek, my vrou se bemoediging, Struggling Stains, wat in 'n boek verander het. Dit was nie net 'n idee nie, maar dit wat Vader gebruik het om soveel mense al te bereik. Sure. Ja, nee, ek het jou boek gesien aanlyn. Ek het gekyk na die boek en dit lyk, soos jy sê, dit lyk nogal na 'n dik boek. In die boek gaan basies oor jou lewe. Ja, dit is een deel van my lewe. Okay. My publisher het gevra het ons om asseblief van 2 doen. So ek is besig met boek nommer 2. Okay. So dit is baie van die dinge wat ons vandag bespreek het. Yes, dit is eintlik. Ja. En jy sê jy het toe onderhoude gedoen, jy het die Lig tydskrif het toe nou 'n publikasie gedoen en toe het jy nou maar begin met onderhoude en van daar af het die bediening begin. Ja, ek het nogals gevoel ek is baie, maar vir my was dit makliker as dit koerante was, want dan ek dink radio's was vir my die maklikste want niemand sien jou nie. Ja. En dit was vir my baie lekkerder. Ja. Ek dink Marula, my publisher het my gewys na Marula Media toe. Toe het ek al redelik baie onderhoude gedoen. Toe het Marula Media 'n artikel geskryf van my. En Kwela het dit gesien en hulle bel my toe. Maar dis nogals 'n interessante een, want as iemand my bel, my foon wys daarom wie bel. Ja. En daai tyd het hulle nie gewys Kwela nie. En die persoon sê maar hy's van Kwela. Sy naam is Martin, hy's van Kwela. Hy wil gou met my praat. En ek dink tot myself, ag man, nou dink ek's lelikie, maar ek het nie tyd vir sulke grappe nie. En wat is Kwela? So, en dit was my houding, want ek was besig met ander reëlings om by kerke te gaan praat en geleenthede te kry om by plekke te praat. En ek sit toe die foon neer. En 10:00 toe bel hy weer. Johannes, dit is Martin van Kwela. Ons wil asseblief 'n onderhoud doen met jou. Ons het jou artikel in Marula Media gesien. Toe besef ek maar dis nie alleen nie. Dit is werklik hulle. En hulle het my genooi om daarna hulle toe gekom het. Nou, dis die eerste keer wat ek vlieg, wat ek kan onthou. Gewoonlik spring ek uit 'n vliegtuig uit, maar nie vlieg oor die see nie. En ek het Kaapstad toe gevlieg en ek het vir Hannes van Wyk ontmoet en hy het vir my, hoe sê hy, het jy my boek gebring? Is hy geteken?
En ek sê toe vir hom, ja, ek het jou boek gebring, hy's geteken, hy lê daar, so jy kan hom maar kry. Maar ek weet nog steeds nie wat om te verwag nie. Want kyk, ek was baie meer op radio's en koerante. Dit was nie nasionale televisie nie. En ek dink dis waar Vader my gemaklik gemaak het met uit my comfort zone uit gaan haal het. Want om oor radio te praat is baie anderste as wat jy op televisie gaan praat. En dis waar ek besef het, maar God se plan is meer as wat my plan is. En ja, dis so ek op Kwela gepraat het. En ek dink dis toe ek ophou skaam wees en meer boldness gekry het. En ek dink ja, in 2025 het ons United for Change begin om mense te help. Of United for Change SA, 'n non-profit organisation wat mense help wat deur sekere situasies gegaan het en om hulle by veilige plekke te kry. En ja, soos ek sê, en ek dink dis waar my bediening begin het. En nou studeer ek as vir 'n pastoor op nog, en ek sê vir my vrou, nou wil ek uitgaan na die strate toe. En ek doen dit, en dit is vir my baie lekker, want ek kan connect met hulle, waar ander mense wat nie deur dit gaan en nie kan connect in 'n dieper vlak nie. En dit is vir my die wonderlikste, want Vader gebruik ons storie om mense te help. Ja. En dit is vir my so amazing. 'n Testimony is vir my meer werd as enigiets, want hy kan soveel siele red. En ja, en dis waar ek my getuienis gebruik as 'n bediening. Ja, ek het gesien United for Change Counselors, nee. Okay, so dis berading. Yes, ek en my vrou is self beraders ook, so ek doen ook berading. Ons is geordain om faith-based counselling te doen, so ek help ook mense daarso. En dan het ons nou sielkundiges en ander beraders wat ook help. Sure. Ja, so dis amazing dat as jy deur hierdie tipe van dinge gaan, om soos jy sê dan weer ander te kan help en dan ook vir ander te kan hoop gee, want daar's vandag dalk mense wat kyk of luister wat se kinders of familie miskien op die strate is of miskien verslaaf is aan dwelms. En wat sou jy vir sulke mense sê? Ek sal sê jy het 'n keuse. Ek het 'n keuse gehad. Ek moes gekies het. En moenie kom waar jy voor die hekke moet staan nie en dan 'n keuse wil maak. Maak nou die keuse. Daar's so baie mense daar buite wat wil help. Daar's so baie mense wat net nie wil help nie, maar die mense wat wil help is daar. En hulle wil graag net help. Hulle hande is daar. Jy moet net besluit ek wil, maar die keuse die besluit bly by jou. Wil ek of wil ek nie? En as jy wil, volhard daarin. En gebruik daai om ander mense te bemoedig om uit daai uit te kom. So ek dink ons mens moet leer om mekaar te bemoedig, om mekaar op te tel. Want baie keer sien ons iemand en ons sê net maar iemand anders sal hom help. En ek dink dit is die verskoning wat ons gebruik. Ons moet actually sê nee, daai ou het my hulp nodig, want ek was daar. Kom ek sit hom in 'n plek. Kom ek bel iemand om daai persoon te kom help. En ek dink dit is wat ons moet doen. En my raad aan almal wat daardeur was en nog is, maak 'n besluit om hulp te kry. Onthou jy het die sleutel in jou hand vir die tronk. So jy kan uit die tronk uitkom enige tyd. Maar jy moet die besluit maak. Jou keuse is your choice will define your tomorrow. En dit is maar altyd so. Wat is die praktiese stappe wat mense kan neem, so jy sê as jy nou daai besluit maak, wat is belangrik? Ek sal altyd sê as jy familie het, dink aan hulle. Aan jou gesondheid, dink aan jou gesondheid. Wat ek moes gedoen het, ek moes vasgehou het aan die belofte. Ek moes vasgehou het aan wie ek is in Christus. En ek dink dit is waar ek 'n besluit gemaak het. En ek moes leer om myself te vergewe, want baie van die mense wat drugs gebruik, blameer hulle self. So selfvergifnis speel net so groot rol. Leer om jouself te vergewe. Gaan kry vir jou 'n spieël. As jy nie 'n spieël het nie, gaan as jy enige plek is, gaan na 'n winkel toe wat 'n spieël het. Staan voor daai spieël vir 10 minute. Dis die mees ongemaklikste ding. Maar sodra jy jouself kan vergewe, dan gaan jy begin genesing kry. Maar dan moet jy volhard en sê ek wil hier uit. Want niemand wil in 'n put sit nie. Niemand wil op 'n ashoop sit nie. Almal wil vry wees. Maar nie almal maak die keuse van vryheid nie.
Soos ek sê, daar is rehab centers, daar is plekke, mense, organisasies wat wil help. Reik uit na hulle toe. Maak 'n besluit en dink aan jou toekoms, nie aan jou verlede nie. Want jou verlede kan jou terughou en jou toekoms kan jou vorentoe bring, saam met Christus. So. Ja, dat is so en dan prakties dink ek ook soos jy sê, jy weet, jy het hierdie ondersteuningsnetwerk gehad van mense wat jou help en ek dink ons onderskat die waarde van die lokale kerk ook. Jy weet om die hele tyd die woord van God voor jou oë te kan hou en om die woord van God in jou hart te kan hê, om te kan saam met medegelowiges in samesyn verkeer en ook die salwing van die Heilige Gees wat ek glo jy weet jou ook deur hierdie dinge gelei het. Ja, dit het. Ek het vir 'n kerk gewerk. Ek was 'n graphic designer en 'n klankman. So ek het die video editings gedoen en die sound gedoen. En my pastoor het na my toe gekom en vir my iets gesê. Ek het nog gerook daai tyd. Hy het vir my gesê, Johannes, dink jy Vader kan jou gebruik terwyl jy rook? So. En ek het vir hom gesê arrogant, ja. Toe sê hy nee, maar jy sondig. Ja. Jy kan nie. Wil jy hulp hê? So hulle was klaar bereid om my te help. Maar ek het letterlik gesê nee, ek soek niemand se hulp nie. Ek sal dit self doen. Nou dit was my grootste fout. Ek sal dit self doen. Jy kan nie 'n kar opdra en 'n stoot wat in sy handbriek nog op is en dink jy gaan daai kar daarbo kry alleenig nie. Ja. Jy het hulp nodig. En ek het besef in 2021 dit wat ek vir hom gesê het, ek het hulp nodig. Ek het 'n support system nodig en ek het 'n support system gekry. Nou ek's nog steeds by hulle, Divine Restoration in Bloemfontein. Dis my family, ek's baie lief vir hulle en die man wat daar is, wat die pastoor is soos 'n pa vir my en ek kan eerlik sê, hy het bemoedig my nou nog. Hy sal nou nog my boodskap stuur en vir my sê, hey, Gina, is jy okay? Hoe gaan dit met jou? Onthou, Christus is lief vir jou. Wow. En as hy my sien, dan gryp hy my om die skouer en sê vir my, my son. So, en hy bemoedig en ek sal altyd sê, as jy dink, jy gaan sê, ag man, hy maak sy keuse, laat hy sy keuse maak, dan het jy opgegee. En mense moet nie opgee op mense nie. Christus is nie opgegee op my en ek het voor die hekke van die hel gestaan, letterlik en figuurlik. Ek was dood. So ek kan sê, hy het nie eers opgegee daarso nie. So ons mens moet nie opgee op ons mens nie. Ons moet nog steeds bereid wees om te help, maar ons kan ook nie teen mense se keuses gaan nie. Mense moet die keuse maak. En dis hoekom ek my getuienis vertel. En daar's baie mense. Ek het 'n niggie wat getraffic is. En sy gebruik nou haar getuienis om mense te help, om jong meisies te help wat daardeur is. En sy vader gebruik haar fenomenaal. En vir my om 'n wolvaart te kry wat ook daardeur gegaan het, is vir my wow. En my neefie ook. Hy's in Pretoria. Hy help ook mense. En so 'n getuienis kan genesing bring. Ek sê altyd jou getuienis is die sleutel vir iemand anders se tronk, so daai persoon vryheid kan kry. So ek sal altyd bemoedig. Raak betrokke by 'n kerk. Al het jy stikkende klere aan. Ja, man, ek het met stikkende klere in 'n kerk ingestap en die pastoor het my nog steeds lief gehad. So niemand het my sleg uitgekyk, behalwe die ou tannies. Ek weet nie, ek dink hulle het geskinder oor my, want my hare was die mekaar. Seker maar dit. Maar gaan raak betrokke by 'n gemeente. Want 'n gemeente is actually die liggaam en die liggaam moet mekaar ondersteun. Jy gaan mense kry in die kerk wat anders is. Maar jy gaan daai mense ontmoet wat jou gaan ondersteun. Maar jy moet die bereidwilligheid hê om die eerste stap te gee. Christus het vir my iets gewys wat ek nou nog aan vashou. As ek nie die eerste stap gegee het nie, sou niks gebeur het nie. Amen. Maar jy moet die eerste stap gee. So raak betrokke by 'n kerk. As jy 'n probleem het en jy's by 'n kerk, maak nie saak wat se addiction nie. Ek gee nie om wat se addiction jy het nie. As jy by 'n kerk behoort, ek bemoedig mense, gaan na jou kerk toe. Gaan na jou kerkleier toe, na jou beraader toe. Sê vir die persoon, ek wil asseblief confidential met jou praat, dit is die probleem wat ek het. Ek het hulp nodig. Sodra jy dit sê, gaan die Heilige Gees kan begin werk. En jy gaan jou genesing kan kry. Net as jy admit, ek het 'n probleem. Ja. Baie waar en baie wyse woorde daar. Jy's ingeskakel by Heartbeat FM 103.9 en 107.4, die stem daar van Johannes C. Wolvaart, wat ook die skrywer is van Struggling Steins, né? En dan jou volgende boek? Ek weet nog, hy het nog geen naam nie. Okay.
So maar hy's op pad. Hy's op pad, hy's al halfpad geskryf. So Okay. my vrou druk my om hom klaar te kry. Ja, sy moet jou 'n bietjie dryf dat jy hom uitkry en dan julle is hier onder in die Wes-Kaap vir Ons is nou hierso in Albertina. Ons is daar so 'n bietjie by skoonouers want Okay. dan het ek in Woester het ek 'n event, die 23ste het ek 'n manne event. Wat ons het so ja, ek sien uit daarna. lekker bedieningsgeleentheid. Ek het net so gesien julle praat van Albertina Street Ministry. Yes. Ons gaan 'n bietjie die straat hoe sê ek hierdie is nie net 'n kuier nie. Ja. Hierdie is 'n siele gathering. Ja. Ek dink die harvest is baie maar die labourers is min. So hierdie ek het vir my vrou gesê hierdie gaan nie net kuier wees nie. Ja. Hierdie gaan uitgaan om bietjie met mense oor Sure. Christus te praat. Ja. En daar's so baie mense wat Christus nodig het. En dis nie net Albertina nie, ons gaan poog om Mossel Bay te doen en weer George te doen en die Ja. tyd wat ons hier is. So ja, ons hou hulle nie uit nie. Ja. Wel baie dankie dat jy jou storie kom deel het vir sy glorie hier op Heartbeat FM en Heartbeat TV. Dis regtig merkwaardig en ek glo dit is 'n aansporing vir baie van ons luisteraars en baie van ons kykers want aspekte van jou getuienis dek soveel verskillende dele van abuse af tot by verslawing, tot by selfmoordneigings. En dis net alles wat ons in die lewe deurgaan as mens. Ja. En wat jy wys deur jou getuienis is vir ons luisteraars en ons kykers dat daar hoop is in Christus en dat as jy bereid is om my besluit te maak en jy sê wie wat ek gaan besluit want ek kan onthou met myself ook kom uit dwelmverslawing uit jy moet daai besluit maak om jou hart vir die Here te gee. Te sê Here, ek kom bankrot en ek gee my lewe, maar ek gee ook my lewe oor, nie net my hart nie. Ja. Want baie kere weet mense van 'n dag en 'n tyd wat hulle hart vir die Here gegee het, amper daai geloofsbelijdenis gedoen het, Ja. maar hulle weet nie van 'n tydperk wat hulle oorgawe gemaak het en gesê het wie wat ek gee nou alles en ek dink dis wat met my daai tyd gebeur het en dis wat ek sien in jou lewe ook so. Ek kan so identifiseer met dit en ek is so bly ook om iemand te ontmoet wat van die strate afkom in die sin van haweloosheid en wat vir ander kan sê, hey, dis moontlik vir jou om terug te kom van hierdie. Ek weet baie mense met wie ek nou al gewerk het wat op die straat is, hulle voel is verby. Dis hulle het nou die laagste van die laagste punt bereik. Hulle word opgevloek en geskel en gespoeg en gegooi met goed. En hulle voel hulle het die laagste punt bereik. En tog sien ons hoe God mense daar uithaal en dit soveel aspekte van jou getuienis wat ons oor en oor net kan op mediteer en net God verheerlik daarvoor en net vir die Here dankie sê. Ek wil net hê jy moet afsluit met 'n gebed en net vir ons luisteraars en ons kykers ook net seën met 'n gebed. Amen. Baie dankie. Vader, ek kom nou na U toe. Dankie Jesus. Op 'n tyd was ek 'n sondaar. Mm. Ek was verlore. U het nêrens gegaan nie. Ek het my rug op U gedraai. Want ek seer gekry het omdat ek dink mense verstaan nie my pyn nie. Mm. Mense verstaan nie waardeur ek moet gaan nie. Maar U het verstaan. U seun het nog erger pyn gehad as wat ek. Maar U het geleer om U het gesê vergewe. Mm. Elke keer het U vergewe. Maar ons mens kan nie vergewe nie. Ons hou vas aan daai grudge. Maar ons die persoon gaan aan met sy lewe, maar ons raak sieker en meer verlore deur ons besluite. Vader, is persoon wat nou hierdie luister en kyk. Ek kom na U toe. Ek vra dat die Heilige Gees sal werk in daai persoon se lewe. Soos dit in my lewe gewerk het, kan U vir hulle presies dieselfde doen. Vader, ons vra dat hulle die keuse sal maak om na U toe te hardloop. So stikkend as wat hulle is. So verlore is wat hulle is. Vader, Job was op 'n ashoop, want hy het alles verloor. Maar U was nog steeds met hom. Vader, waar die vyand vir die mense kom sê, maar jy verstaan nie my pyn nie. Waar die vyand lieg vir ons, wat seer gekry het, wat deur verwerping gegaan, deur abuse gegaan het, enige vorm van abuse. Kom sê, Satan, jy is nie goed genoeg. Niemand gaan jou mis nie. Ek gaan jou mis. Daar's mense wat jou gaan mis. Vader, ek kom nou na U toe en
elke liewe persoon wat hierna luister en kyk, dra ek nou op na U toe. Ja, Here. Werk in hulle harte, want ek sien daar so baie mense stikken daar buite. En Vader, daar's mense wat sit met tissues en hulle weet nie meer wat se kante nie. Maar Vader, as ons ons eie planne maak, dan werk dit nie. Maar laat ons sal fokus op wat U wil hê ons moet doen. Eerstens, genesing. Ons moet genesing kry. Vader, daar is mense daar buite wat hulp nodig het, wat op strate is, wat dink hulle kan nêrens gaan nie. Maar Vader, U het my gevat van straat af, na 'n evangelis toe. Maar ek moes my genesing kry, ek moes die besluit maak, Vader. En ek vra dat hulle besluit sal maak, om te sê, ek het hulp nodig. Ja. En ek bid ook vir die kerke daar buite, Vader, want daar is so baie mense daar binne die kerk, wat so stikkend is, wat so verlore is, dan sit hulle 'n masker op van 'n vals glimlag. Dat hulle sal hy masker afhaal en sê, ek het 'n probleem. As daar families is wat stikkend is, deur drank en drugs, substance abuse, enige iets, Vader, wat hulle weghou van U af, dat hulle sal opstaan, dat die man sal opstaan en sal sê, genoeg is genoeg, ek het hulp nodig. Dat die vrou sal opstaan en sê, genoeg is genoeg, ek het hulp nodig. En na hulle kerke, gemeente toe gaan, en sê, ek het hulp nodig. Gee hulle daai boldness, daai courage, om dit te kan doen, Vader. Ja. Want Vader, baie keer dink ons maar, die mense gaan my shame. Maar U wil hulle van shame na glory toe vat. En Vader, ek sien so uit om 'n witness te wees tot hulle genesing. Ek wil 'n getuienis wees tot hulle genesing, Vader. En ek wil dit graag wees. Ek is ook mens, maar Vader, dit bring vir my vreugde om getuienisse te hoor van mense wat genesing gekry het. En laat die getuienisse sal instroom van hoe goed U is vir hulle. En hoeveel genesing hulle gekry het. Ja, Here. Vader, ek kom en ek bring ieder en elke persoon, ewen die radiostasie, die TV-program, bring ek op na U toe en ek sê vir U so dankie. Beskerm ieder en elke persoon. Gebruik hulle getuienis om siele te bereik. Gebruik hierdie program om meer siele te bereik. En ek sê vir U dankie dat U deur tegnologie kan werk. Ja. U kan deur tegnologie werk en mense bereik. Ek loof U, ek prys U en ek kan net vir U sê, ek lig my hande na U, want U is my Vader. U is my verlosser en my fondasie is op U gebou. En ek sê vir U dankie. Dankie, Jesus. Vir U liefde in my lewe en nie opgegee het op my nie. En vir my 'n geleentheid gegee het, 'n kans na kans na kans gegee het om na U te kom. En U was nooit ver nie. U was altyd naby. En ek sê dankie dat ek nie meer my rug op U draai. En ek kan sê U is genesing. U is my verlosser. Ek loof en ek prys U vir hierdie geleentheid en alle eer aan U. Niks aan mens nie. Net U. Laat hulle U sien en nie vir my nie. En nie hierdie program nie. Laat hulle U Gees ervaar. Ja. Die genesing na die deur hardloop deur hierdie program. En ek gee die eer, lof en dank vir die geleentheid. Amen.